I surrender all my pride. I relinquish every right. I seek first to find your kingdom in my life. I return to my first love, to the calling of my life, and I choose to see the beauty of the bride. I surrender. Goeiemôre en welkom vanoggend by ons Sondag stil word afspraak. Wanneer ek en jy weer begeerig is om by die Here te hoor. Ons is vanoggend saam met Jesus steeds deur ons reis deur die boek van Matteus, en in ons Sondag stil word afspraak vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels oor Jesus en wanneer hy met jou en my praat nog steeds oor sake van die hart. Ons almal ken die bekende spreekwoord en dis eintlik wat ek vanoggend oor wil praat. Waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Want in wese is dit presies wat Jesus vandag wil sê met sy woorde uit Matteus 15 vers 11 uit. Kom ons lees dit gou-gou net om so 'n bietjie agtergrond te kry van dit wat gebeur het toe Jesus gepraat het met die fariseërs en die skrifgeleerdes. Hy sê vir hulle, nie wat in die mond ingaan maak 'n mens onrein nie, maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. Nou wat uit jou mond uitkom, bewys in wese wat binne in jou hart leef. Wat is die toestand van jou hart hier binne? En daarom ons Afrikaanse spreekwoord wat sê, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Nou vriende, Jesus maak hier vandag in ons teksgedeelte 'n baie belangrike geestelike waarheid vir jou en vir my oop. Hy breek vir ons 'n geheimenis oop, wat ek dink wanneer ons dit verstaan, sal ons die tuin van ons harte baie meer beskerm en bewaar en bewerk, sodat dit wat uit ons uitkom anders lyk. Die fariseërs was bekommerd oor uiterlike reinheid van hande, die was van hande, tradisies hou en godsdienstige reëls om dit te volg. Maar Jesus wys vir hulle 'n belangrike ding. God kyk nie eers na die buitekant nie. Onthou jy hoe Dawid gekies is? Hy is nie gekies omdat hy groot of sterk of mooi was nie. Hy is gekies omdat hy 'n hart gehad het na die hart van God. God beoordeel 'n mens, vir jou en vir my, na ons hart. Jesus sê, nie wat ingaan in jou, maak jou onrein nie. Die grootste probleem in hierdie teks is nie kos nie. Om die waarheid te sê, Jesus praat nie eers oor kos hier in hierdie teks nie. Baie mense gebruik hierdie teks juis, en veral predikers, gebruik hierdie juiste teks om kos te definieer, om te sê, ons kan nou alles eet, want dis nie wat in ons ingaan nie. Dis nie waaroor Jesus hier vandag praat nie. Hy spreek 'n kwessie aan, rakende hande was. En dit wat die fariseërs kom sê het vir Jesus rakende hom en sy disippels. So die grootste probleem is die hart van die mens. Want wat in die hart is, kom uiteindelik uit deur die mond en ook uit ons dade uit. In die vorm van dade kom dit wat in ons harte is deur uit. Woorde openbaar die toestand van die hart. Woorde kom nie sommer net uit ons uit nie. Dit kom van binne, diep binne in jou uit. Elke woord wat jy spreek en die intensie en die motief daarachter.
Wanneer daar bitterheid in die hart is, woede in die hart is, jaloesie in die hart is, wanneer daar trots in die hart is, dan kom dit uit deur harde woorde. Soms deur kritiek, baie keer deur skinder om ander mense af te maak en lelik van hulle te praat, jou te verlekker in iemand anders se ondergang. Baie keer kom daai lelike hart uit jou uit in die vorm van leuns, dalk afbrekende woorde wat ander benadeel en sleg maak. As enige van hierdie onkruid in jou en my hart is, sal dit een of ander tyd by ons mond uitkom, of deur ons dade gemanifesteer word, en uitkom in die vorm van selfsug of liefdelose gedrag. Jesus sê later, uit die oorvloed van die hart praat die mond. Met ander woorde, jou mond is 'n venster. As iemand in jou hart wil inkyk, moet hulle luister na wat jy sê, want jou mond is 'n venster na jou hart. Nou, 'n baie belangrike geestelike waarheid waarvan ek en jy moet kennis neem vandag, is dat woorde geweldige geestelike krag dra. Die woorde wat uit ons mond uitkom, het 'n geweldige effek op jou en my alledaagse lewe. Die Bybel leer ons dat ons woorde kan opbou of ons woorde kan afbreek. Ja, ons woorde kan 'n veld aan die brand steek. Ons woorde kan soms uit die hel uit hulle oorsprong vind. Een woord kan iemand oplig en sy hele dag verander. 'n Woord van bemoediging kan iemand genees hier in sy hart van baie jare se pyn. Een woord kan iemand bemoedig. 'n Sagte woord kan iemand se dag verander. Maar een woord kan ook iemand diep en innig seermaak. Een woord kan 'n verhouding verbreek vir 'n hele leeftyd. Een woord kan 'n hart vernietig. Daarom waarsku Jesus vandag, die probleem is nie met wat ons eet of wat in ons mond ingaan nie, maar die probleem is wat uit ons mond uitkom in dit wat ons sê en ook in dit wat ons doen. Want wat uit ons mond kom, kan ons onrein maak voor God. Liefdeloosheid en selfsug en die eie ek maak jou en my onrein as gevolg van die uitkoms wat dit voortbring uiteindelik. Onthou, elke saad wat jy plant, het 'n uitkoms. En ja, dit wat in jou hart gebeur, dit wat jy plant, daai saad, gaan een of ander tyd iets voortbring. Jy sien, God wil eers die hart van die mens kom verander. En daarom kom plaas hy sy Heilige Gees binne in ons, juis om ons te help om daardie werk te doen, die besnydenis van die hart. Jesus se boodskap vandag is nie net 'n waarskuwing nie, dis ook 'n uitnodiging om sy Heilige Gees hier binne in ons vrye teels te gee en sy Gees toe te laat om ons totale hart en wese te kom verander. As die hart van 'n mens verander, sal sy woorde en sy dade direk daarna ook verander. Wanneer God jou hart vul deur sy Heilige Gees en deur die blootstelling aan sy woord, dan vul dit jou met liefde, met genade, met vergifnis, met waarheid. Ja, en gaan lees in Galasiërs van al die ander vrugte wat ons harte mee gevul word wanneer ons gehoorsaam is aan sy woord en toelaat dat sy Heilige Gees ons lewe en ons hart kom verander. Jy sien, dan begin jou mond ook
liefde praat, hoop praat, lewe praat en spreek. Dit is hoekom ons Jesus so desperaat nodig het. Want ons het sy Heilige Gees hier in ons harte nodig, sodat ons deur gehoorsaam te wees, vrugte kan voortbring, wat ons lewe radikaal kom verander. Dis hoekom ons Jesus nodig het, want hy doen die besnydenis van ons harte, deur sy Gees. En hoor gou wat ek vandag vir jou sê, dis nie 'n eensklapse gebeurtenis of proses nie, wat in een gebed gebeur, soos 'n klik van 'n button nie. Nee, hierdie is 'n lewenslange proses, wat deur die hulp van die Heilige Gees, deur heiligmaking gebeur. Soos ons daagliks ons bekeer van ons sondes, wat ons ontdek, soos wat die Heilige Gees dit vir ons openbaar. En meer ons dade en ons keuses na God toe draai. Met ons dade en ons keuses na God toe draai. En meer, elke dag, soos Jesus volg. Nou Filippense 1 sê 'n kosbare ding. Hy sê dat die goeie werk wat God begin het, sal hy getrou wees om te volëindig in jou en my. Hoe doen hy dit? Hoe doen hy daardie werk? Deur sy Gees elke dag, deur heiligmaking, tot jy jou laaste asempie gaan uitblaas. Hy reinig nie net die buitekant van ons lewe nie. Hy reinig eers ons aan die binnekant hier in ons hart. En dan, as gevolg van ons hart wat verander, rangskik en skuif ons lewe en omstandigheid en ons gesindheid skuif reg. Ek moet afsluit. Vandag vra hierdie teks vir ons 'n baie belangrike en eerlike vraag. En ek wil hê jy moet daardie vraag vir jouself vra, en jy kan dit maar stilweg in jou eie hart antwoord. Die vraag is, wat kom uit my mond uit elke dag? En hoe lyk die dade wat ek voortbring as gevolg daarvan elke dag? Want wat uitkom uit jou mond en in jou dade, dit is die bewys van wat binne in jou leef. 'n boom word aan sy vrugte geken. Die vrugte verklap die inhoud van die hart. Mag ons, ek en jy, vandag Dawid se gebed kom bid. Wat sê, skep in my 'n rein hart, o God, en vernuwe die regte gesindhede hier binne in my hart en in my denke. Hierdie is 'n kosbare lied wat ek geskryf het 'n hele paar jaar terug. Sing van die feit dat wanneer ons oorgee, wanneer ons trots en ons eie waan en ons selfregverdiging vir die Here kom gee en sê, Here, kom verander my, dan verander ons hele lewe. Kom ek en jy gee oor. Kom ek en jy wy ons lewe aan die Here toe, om elke dag deur heiligmaking meer en meer soos hy te word. If there's anything in my heart that's more precious than you are, if there's something I hold back, I've not given in your hand. And if my love for you has died, and my passion is hard to find, give me grace to then surrender, and the strength to sacrifice. I surrender all my pride, I relinquish
every right. I seek first to find the kingdom in my life. I return to my first love, to the calling of my life, and I choose to seek the beauty of your bride. If there's anything in my life that is hindering your plan, every little thing I do, every thought that's not of you, and if I'm slow to choose your ways, and I'm hesitant to obey, give me grace to then surrender, and the strength to sacrifice. I surrender all my pride, I relinquish every right. I seek first to find your kingdom in my life. I return to my first love, to the calling of my life, and I choose to see the beauty of your bride. I surrender